Goeiedag, my naam is Jaco Pieter, baie welkom. Vandag gesels ons oor 2 Tessalonisense 2 met die tema, daar's nog baie dinge wat moet gebeur voordat Christus terugkom. Die rede hoekom ons hieroor praat is omdat mense so deur al die eeue so maklik meegesleer kan raak deur enige volgende persoon wat 'n boek skryf of van die dinge wat in Openbaring staan opblaas en dit 'n wetenskaplike fiksie storie maak. Amper soos die films wat sê dis môre die laaste dag in die wêreld en alles sal nou vergaan en die mense wat dan so op senuwees geneem word in die films en dan paniek wat uitbreek en al daardie dinge wat gebeur. En daar is inderdaad mense wat boeke ook skryf oor die eindtyd wat mense regtig bang maak en wat mense angstig maak, amper asof die eindtyd meer verkondig moet word as Christus self. Die klem skuif dan heeltemal na die verkeerde gebied toe. In steede daarvan dat mense fokus op wie Christus is en wat hy gedoen het en wat hy gaan kom doen, begin mense fokus op die dingetjies wat skeefloop in die wêreld, soos die eindtyd dinge. Mense skryf boeke oor die oorloë en die gerugte van die oorloë en dan beskuldig hulle die paus en dan beskuldig hulle 'n president en dan beskuldig hulle 'n land as die anti-kris. En die anti-kriste het deur die jare al soveel gedaanteverwisselings ondergaan dat die mense wat hulle skuldig maak aan hierdie uitlatings eintlik maar net wys hoe kortstondig hulle dink. Die Bybel leer vir ons, Jesus leer vir ons en Paulus leer, die skrywers leer vir ons dat God alomteenwoordig is, dat hy by ons is al die dae tot die volëinding van die wêreld. Jesus beloof dit in Matteus 28 dat hy by ons sal wees en dat hy ons stuur en dat ons terwyl hy by ons is en ons stuur, ons moet gaan praat oor wie hy is, mense leer, mense doop, disippels moet maak. So Jesus leer vir ons wat die perspektief moet wees vandat hy weggaan tot hy weer terugkom. En hierdie perspektief is, praat oor hom, getuig oor hom, maak mense sy disippels. Nou ja, oor die dag en die wederkoms, die dag van die wederkoms, is daar natuurlik nie baie duidelikheid nie. Jesus sê self in Matteus 13, hierdie uur en dag weet niemand nie eers die Seun van die Vader nie. Net die Vader alleen weet wanneer hierdie dag van die wederkoms sal plaasvind. En daarmee moet ons dan die eerste groot misverstand uit die weg uitruim. En die misverstand is dat mense nie die wederkoms mooi verstaan nie, maar dat hulle die wederkoms en die eindtyd aan mekaar wil koppel, nie? Dat hulle wil sê, die eindtyd is eintlik die wederkoms. En daarom voorspel mense dit. Hulle sê, dit gaan binnekort gebeur en party mense koppel daaraan in maande of jare of hulle werk met formules en baie mense glo dit of nie. Dink byvoorbeeld aan die sektegroep wat gesê dis die wederkoms wat gaan aanbreek en toe hulle in 'n baie duur hotel gaan bly net om later agter te kom dat dit nie gebeur het nie. En as ek reg is, het hulle almal by die vensters uitgespring want die hotelkostes was te duur en te hoog om te betaal. Paulus waarsku die gemeente in 2 Tessalonisense. Hy sê eers weer vir hulle baie dankie vir wat hulle vir die Here doen en hoe die Here deur hulle werk. Hy sê vir die Here dankie vir wat hy alles in hierdie gemeente doen. En dan sê hy vir hulle, julle moet nou onthou, liewe Tessalonisense gemeente. Kom ons blaai hier na 2 Tessalonisense toe en ek lees vir ons uit die boodskap uit. 2 Tessalonisense hoofstuk 2. Daar moet eers 'n paar dinge gebeur voordat Christus terugkom. En dan sê hy, broers en susters, ek wil ernstig met julle praat oor daardie dag wanneer ons Jesus Christus weer terugkom, want van daardie dag af sal ons altyd saam met hom in sy nuwe wêreld gaan bly. En is dit nie 'n wonderlike vooruitsig om te weet dat ons by die Here kan gaan bly en dat ons by hom sal wees? Iets om na uit te kyk, dit is regtig 'n realiteit wat vir ons wag, dat ons by God kan gaan wees en by hom vir ewig lewe, soos Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 ook, dat ons verheerlikte liggame sal hê. En met ander woorde, ons gaan nie presies weet hoe dit lyk nie, maar wat ons wel weet is dat die Bybel omvattend daaroor skryf. Lees gerus Openbaring wat vir ons die gordyne ooptrek, oor die ewigheid ook, en hoe dit gaan wees in God se nuwe wêreld, die nuwe Jerusalem, met al die edelgesteentes wat so mooi geskets word in Openbaring.
En dan vra Paulus vir die gemeente in Tessalonisense, ek vra julle mooi om al julle vrese en twyfel oor die wederkoms te laat staan. Nou natuurlik was hulle baie bang geweest. Ons lees in 1 Tessalonisense hoe onseker die gemeente was oor die mense wat doodgaan, waartoe gaan hulle heen en wat gaan met hulle gebeur. Ons lees daarvan in 1 Tessalonisense hoofstuk 4 en 5. Die dag van die Here kom onverwag, sê Paulus in 1 Tessalonisense 5. 1 Tessalonisense 4 vers 13 sê hy die wederkoms lê voor en dan wil hy vir hulle sê, julle moet onthou, moenie hartseer wees soos ongelowiges wat geen hoop het wanneer geliefdes doodgaan nie. Ons glo mos dat Jesus aan die kruis dood is en dat hy daarna uit die dood opgestaan het. En hiermee wil hy reeds in die eerste brief bemoedig dat die Here Jesus terugkom en dat almal daarin sal deel. En nou in die tweede boek skryf hy, moenie bang wees nie, moenie met vrese lewe oor die wederkoms nie. En dan sê hy, julle moet onthou, party van julle het sommer moed verloor en ander mense is doodbang. En dit is omdat julle alles vir soetkoek opeet wat mense vir julle oor die wederkoms vertel. Ons moet onthou dat hierdie mense uit die afgode na God bekeer het. 1 Tessalonisense 1 vers 9 skryf Paulus dat julle gedraai het van die afgode na die lewende God. So ons moet onthou dat die wederkoms vir hulle 'n nuwe konsep was, dat dit iets is wat hulle moes verstaan, wat nie so bekend was soos vir ons nie. En hulle het dan woorde van mense gekry wat vir hulle bang gemaak het oor die wederkoms. En Paulus wil dit uit die weg kom ruim, want daar moet niks wees om voor bang te wees nie. Selfs in Openbaring lees ons, dat ons nie bang hoef te wees nie, want Christus is by ons, self al sterwe ons, dan soos by God. Die hele Openbaring brief, die oorlogsbrief, is 'n brief van hoop, 'n brief van bekering, nuwe geleenthede om die Here te dien, en weg te draai van die duiwel af, wat mense mislei, en wat allerlei tekens en wonders doen, soos ons ook hier lees by Paulus in 2 Tessalonisense 2. En dan skryf Paulus, sekere profete en predikers het julle skoon op hol geneem, en asof dit nie erg genoeg is nie, was daar ook mense wat 'n vals brief in my naam geskryf het, sê Paulus. Met ander woorde, die mense doen soveel snaakse goed om mense bang te maak oor die wederkoms. Dis eintlik verregaande, geliefdes, want as ons mooi gaan kyk wat ons in die Bybel leer oor die wederkoms en oor God se teenwoordigheid by ons, dan het ons hoegenaamd geen rede om te vrees nie. En Paulus waarsku vir hulle in vers 3, 2 Tessalonisense 2, moenie dat mense julle so maklik mislei nie. Ons het ook gesien nou met die Olimpiese spele, hoe vinnig die gelowiges gereageer het en emosioneel geraak het oor wat daar gebeur het. Nou natuurlik is dit wat daar gebeur het heeltemal verkeerd. Dit dryf teen ons grein in. Die ander kant is dat ons moet onthou dat Jesus ons reeds van die begin af hierteen gewaarsku het. Hy het reeds van die begin af gesê, daar sal vals Christusse kom, daar gaan mense kom wat julle mislei, daar's mense wat gaan maak of hulle God is, en daar's 'n antichrist, skryf 1 Johannes vir ons. So in die Bybel is hierdie vir ons so duidelik. En dan sê Paulus vir hulle, weet julle wat, daar moet eers 'n paar dinge gebeur, voordat die dag van die Here aanbreek. Daar gaan baie mense vir ou laas die Here verwerp. En hierdie sluit aan in Openbaring, nie waar nie? Waar baie mense die duiwel gaan volg. En in daardie tyd sal 'n slegte figuur sy opwagting maak. En Paulus verwys hier teenoor na Augustinus in sy tyd, want hierdie Augustinus het gemaak asof hy baie beter as God is. Nou dit is al vroeg wat dit gebeur, nie waar nie? En ons het deur die tye gesien van die mens, hoe mense hulle self tot 'n God verhef. En dit laat mens sommer dink aan Genesis 1, waar ons al gelees het hoe die mens in opstand kom teen God, die oersonde waar die mens soos God probeer wees. Niks niets nie, niks vreemds nie. Dit wat by die Olimpiese spele gebeur het, het lankal gebeur, en dit sal weer gebeur. En Jesus het ons gewaarsku. En dan sê Paulus, julle moet nou mooi onthou, ek het vir julle baie mooi verduidelik toe ek daar by julle was. En julle moet nie bekommerd wees nie.
Want die bose word ook op 'n manier teruggehou en Paulus skryf hiervan in 2 Tessalonisense 2, 10:1 verwys hy dat sy prediking, sy betrokkenheid by hulle, vir hulle op die regte pad hou. Maar hulle moenie dink dat alles rustig en veilig is nie, en ons ook nie. Die feit dat ons al hierdie verskriklike dinge sien, bevestig net vir ons hoe die duiwel besig is om die wêreld te probeer verwoes, en hoe die duiwel baie mense te mekaar maak, en baie mense in opstand bring teen die skepingsordes van die Here. Die duiwel is baie gevaarlik, en ons moet onthou, die duiwel doen baie moeite met sy bemarking om mense agter hom te laat aanloop. En ons het 'n baie mooi uitbeelding daarvan gesien in die Olimpiese spele se verpolitisering van die atletiek, nie waar nie. So alles is nie rustig en veilig nie. Maar ons moenie ons ontstel deur hierdie dinge wat so onveilig is nie. Ons moet onthou, die duiwel, die bose, sê Paulus in 2 Tessalonisense 2, is agter die skerms hard aan die werk. En ons weet dat die duiwel wat so aan die werk is, baie mooi beskryf word. Sy strategie en taktiek word baie mooi uiteengesit in die boek Openbaring. En dan moet ons weet, sê Paulus, wanneer Jesus Christus terugkom, sal hy persoonlik met hom afreken. En wanneer hy terugkom na die wêreld toe, sal hy hierdie goddelose figuur met een asemteug wegblaas. Nou geliefdes, hierdie moet ons wêreldbeeld word. Hierdie moet ons wêreldbeeld inneem en oorneem, dat Jesus in die oorwinning is, en dat hy ons in sy oorwinning inneem. Dieselfde lees ons in Openbaring as die duiwel optrek vir die groot geveg by Armageddon, en dat hy daar dadelik in die tronk inloop, en dat hy eintlik totaal en al verloor. En ons moet onthou, Christus se glans en glorie is genoeg om die wettelose mense in 'n oogwink natuurlik te vernietig. So tot met die dag wat die wederkoms plaasvind, sal die duiwel besig wees. Maar geliefdes, ons moenie so baie aandag aan die duiwel gee nie. Jy sien op Facebook en sosiale media hoeveel aandag mense aan die duiwel gee. Die ander dag kry ek materiaal in die hande van 'n persoon wat geestelike oorlogvoering kursus gaan bywoon, en nou staan daar leer die vyand ken. En meer as 3/4 van die handleiding gaan oor die duiwel en wat die duiwel doen. En dan so in so skrale 1,5 bladsytjies word daar verduidelik oor Christus se oorwinning. En dit bevestig net vir my weer oor en oor hoeveel aandag mense die duiwel gee, hoeveel mag mense die duiwel gee, en dat hulle vergeet van die glorieryke Christus, die oorwinnaar, die Seun van God, die Heilige Gees wat in ons woon, die kragtige opstanningskrag wat elke dag in ons werk. Jesus wat die Seun van God is, wat erken word as die Seun van God. Verlosser, saligmaker, redder, leermeester, ons rabbi, hy wat vir ons die Vader wys, hy wat vir ons leer, hy wat vir ons in die boek Johannes baie duidelik leer wie die Heilige Gees is, wat die Heilige Gees doen. Hy leer vir ons daar presies wat dit beteken om hom te volg. Hy bid vir die disippels, hy was voete. Ons lees in die evangelies, hy het opgestaan uit die dood. Daar is soveel dinge wat ons oor Jesus kan praat en ons aandag op hom sit. Dis hy wat terugkom op die wolke. Ons sien hom in ons geestesoog raak. Daar's niks anders wat ons aandag kan aftrek, behalwe die Here nie. En dit is die goeie nuus waarmee ons elke dag leef. En dit beteken dat wanneer ons so op die Here fokus, daar nie 'n manier is wat ons hoegenaamd ons aandag kan fokus op enige iets anders en behalwe Christus nie. Hy is alles, was alles, sal alles wees. Hy is die Alfa en die Omega. Christus is gister, vandag en môre dieselfde. Rig jou oë op hom, Hebreërs 12. Hy is die begin en die volëinder van jou geloof. Paulus skryf in 2 Korintiërs 4, God het ook by die skepping, dieselfde skepingswoorde in jou ingespreek, dat sy lig in jou is. Paulus skryf, ons is 'n kleipot met 'n skat in ons. Die skat in ons is God se lewe, is God se skepingsorde, is God se krag. Hy skryf verder in 2 Korintiërs 4, uiterlik vergaan ons, maar innerlik word ons dag tot dag vernuwe.
En dit is so natuurlik, soos Paulus ook beskryf in 2 Korintiërs 5, dat ons 'n aardse woning het, 'n tentwoning wat opgeslaan moet word, maar wat eendag gaan ons na die hemelse woning toe gaan, en daar's 'n oorgang wat moet plaasvind van die tent na die hemelse woning. En dan beskryf Paulus ons groot probleem, en dit is dat ons die hemelse boor die aardse wil aantrek. Ons wil nie afstand doen van die aardse nie. Maar Paulus sê die waarborg vir die oorgang is die Heilige Gees. Die waarborg dat ons by die hemelse woning gaan kom, is die Gees wat natuurlik vir ons voortdurend herinner aan Jesus se woorde. Dit bring ons dan by die uitdaging vandag om te sê, wil ek my lewe totaal en al fokus op God en hom alleen, op die hemelse woning wat wag, op die kamers wat Jesus gaan regmaak het, soos hy ons heeltemal tereg in Johannes leer. Wil ek my lewe inrig volgens God se woord, wil ek bid, wil ek aan God al die lof, die eer, die dank en aanbidding bring. En miskien is Paulus se opdrag aan Timoteus die sleutel vir ons. Oefen liewers jou toewyding aan God, as wat jy jou besig hou met al hierdie redenasies en debatte. Want jou toewyding aan God gaan mos tog jou lewe bepaal, jou perspektief, jou wêreldbeeld en jou ingesteldheid. Die Here is by jou, vandag en tot in alle ewigheid. Hy beloof dit in Matteus 28. Mag die Here vir jou baie ryklik seën.